Die perde is reg, voortrekkers is reg. Dames en heren, julle lyk goed hoor. Veral as julle so 'n bietjie stil is as ek praat. Die gelofte is vrywillig. Hy was nie afgedwing op die voortrekkers in 1838 nie, en ook nie vandag nie. U het elkeen gekies om hier te wees vandag, want die gelofte is ook vir ons 'n gewetenstaal. Die Here was daar in 1838 en hy is ook vandag hier by ons. Ek verwelkom nou graag vir ons die stormjaars.
Dankie, dames en heren. Koelte toe. Videoing and shooting from my friends. Goed, dames en heren. Hier is nog oop sitplek hier voor. As julle die geluid op die luidsprekers hoor, dit is die kragopwekkers se klank wat nou deurtrek hierdie kant toe. En toe ek daar by die monument gaan staan, het ek amper omgedraai en weggehardloop. Ek het gedink daar was 'n byenes in die monument self, maar dit was toe die drone, die wat noem is dit? Die hommeltuig hier oor my kop. Goed, dit lyk of almal plek het om te sit. Carlien, hoekom is ons hier vandag? Ons is vandag hier om vir gelofte dag te bedank en om vir Jesus dankie te sê. Mooi, dankie. Het is wonderlik om soveel kinders hier te sien. Kom ons gee sommer vir hulle hande klap wat hulle hier is vandag. Goeie nuus. Die dominee is hier. Dames en heren, welkom by die 187ste herdenking van die aflê van die gelofte by die slag van Bloedrivier. Vir die eerste keer afgelê deur 'n volk wat moes veg om oorlewing teen 'n oormag. 'n Volk wat hulle totale afhanklikheid van die Here besef het. 'n Volk met bestaansreg.
ons volk, ons bloed, ons verlede en ons toekoms hier in Suid-Afrika. Ons herdenk nie vandag 'n oorwinning deur mense nie, maar eerder die goddelike ingryping en beskikking op daardie dag, maar ook elke dag van ons lewens. Psalm 50 vers 14 tot 15 sê: offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal jou help en jy moet my eer. Dis my voorreg om te verwelkom Dr. Elsje Boegner, wat ons gaan lei in die erediens vandag. Dankie dokter. Goeiemôre almal. Baie jammer dat ek vir julle benoude oomblikke veroorsaak het. Ek het betyds gery, maar hier by Colchester staan die trokke mos so en toe wil een by die motorhawe indraai en daai pad, daar staan toe 2 trokke en hy blok die pad en toe blok ons almal en ek het naderhand uitgeklim, maar die vragmotorbestuurder was bietjie groter as ek gewees. Toe klim ek maar terug. En toe raak ek die pad buister, ek sal nou meer daaroor sê. Ek wil net so 'n paar persoonlike woorde sê. Verskoning van my pa, wat baie julle van nou ken, Amadee en Elsa Biegner, hy het gister dubbele katarak operasie gekry en hy moes die datum vat, want anders moet dit oorstaan. Ek kom van kerkgoeders, so net bietjie sterker kom. Ek dink is een van die min geloofdagvieringe wat hy in sy lewe nog gemis het. Maar baie groete van hulle, dit het goed gegaan. Ek gaan nou weer terug baie toe ry om hulle te gaan haal. Toe ek nou hier inry, het my gemoed amper vol geskiet. Ek is 2 ure voor geloofdedag gebore. En dit was toe nou my, as kind het ek nie gedink is baie snaaks nie. Voorreg as ons te Pretoria gebly, dan kom ons na my oupa en ouma. My oupa was deel van die oprigting van hierdie monument op Soetskry naby Patterson. Dan moet ek my verjaarsdag nou op die afgeleë plaas vier. En dan tot 16 Desember hier gekom. Hier was glad nie hierdie mooi gebou nie. Het was so bliksaal. Wie onthou nog die bliksaal? Ja, dat is 'n paar van ons nie, maar dit was warm, né? Dan sit ons nou glad nie so baie mense soos vandag nie. En dan moet ons nou hierdie geloofdedag vieringe wat jy as kind nie altyd voor begrip gehad het, die deur gaan. So, toe ek nou hier kom, toe dink ek, wow, dit lyk baie anderste. As ek nou vir Grosvatie, Oom Valentyn, wat van julle nog sou onthou, moes sê, sou 'n hommeltuig bo kan die monument vlieg, sou hy sê, sy kop geskit het, ek dink het hoes dit moontlik, maar dit wys net oor hoe ons ook aanpas, en ek is dankbaar vir die monument. As goed nie altyd sin maak, ek dink 'n mens moet net lank genoeg aangaan in die lewe, om dan te sien maar wat die wortels regtig daarvan is. So, as ek gaan so lank as moontlik bly, maar ek moet nou nog my ouers gaan haal, en dan moet ons terugry plaas toe. Ek moet môreoggend weer Dordrecht toe gaan. So, ek gaan so 12:30 se kant gaan ek moed draai. Dit is nou maar net hoe goed uitgewerk het. Maar goed, genoeg van myself nou, ek is hierso. Dankie ook dat ek die voorreg het om vandag hier die woord te kan verkondig. Dit gaan in die eerste plek oor God, dit gaan nie oor ons as mense nie. So kom ons raak nou net rustig en stil. Ek weet, ek het 'n 3/4 uur. Ek wil stil wees, Here, en op U wag. Ek wil stil wees dat ek kan verstaan wat in die wêreld gebeur. Ek wil stil wees om na aan die dinge te kom, aan U skepsels, en hulle stemme hoor. Ek wil stil wees dat ek onder die baie stemme U stem kan herken. Toe alle dinge in diepe swye
gewag het, so sê die woord, U o Here, U almagtig, het gekom. Ek wil stil wees en my daaroor verwonder, dat U 'n woord vir my het. Here, ek is nie werd, dat U na my toe kom nie, maar spreek net een woord, dan word my siel gesond. Liewe vriende, genade, vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Vriende, kom ons sing lied 215, besing die lof van Jesus saam. Ek neem aan julle program, ek is nou so bietjie onklaar, julle het die woorde by julle, nee, nie die versies. Dankie. Weet julle die woorde daar so? Ja. Wacht, laat ek het nou net self so, dan weet ek, soos, besing die lof en oor nageslag van Israel. So, kom ons staan en dan sing ons het lekker saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie pragtige somersdag hier voor U in die veld bymekaar kan kom en kan terugdink, kan stil word en kan vorentoe kyk. Here, U is die God van ons tye, maar ook van alle tye. Die God van ons wêreld, maar die koning oor die hele aarde. En in ons tyd is dit nou ook adventstyd. Ons vier die U-koms na die wêreld. En al is die wêreld op hierdie stadium, nie net in ons land nie, maar wêreldwyd baie die mekaar. En voel dit vir ons asof daar eintlik maar 'n bietjie chaos is. Weet ons en kan ons ook in hierdie Kers en adventstyd bely dat U die God is en dat U in beheer is, dat U nie beheer verloor het nie en dat U tog 'n plan met die wêreld het. Heilige Gees, maak ons oë oop vir die mense rondom ons, wie dit ook al mag wees. En vul ons met U liefde, want Here God, U het met liefdevolle oë na destyds ook in die mekaar wêreld gekyk. En laat ons vashou aan die wete dat Jesus Christus die vervulling van alles is. En dat U met ons ook op pad is. Ons aanbid en ons eer U. U is groter as ons verstaan en nader as ons eie asem. Ons wil ook vandag vir U beter leer ken. Here, ons wil met 'n stukkie wysheid U weggaan. Met U wysheid. Breek dan nou ook U woord vir ons oop. Amen. Nou vriende, ek gaan so gedeelte uit Josua 24 lees, maar ek gaan Josua so 'n bietjie vir U verduidelik. Vir my is dit belangrik dat die woord moet vir ons die basis gee. Dit gaan nie oor wat ek sê nie,
maar wat die woord vir ons sê, en wat ons dan daaruit kan vat ook in 2025. Nou, Joshua is deel van die deel in die Ou Testament, wat as die vroeë profete bekend staan. En Joshua vertel nou, want jy weet nou, God het die aarde geskep, Adam en Eva het gesondig, en dan is daar telkens hierdie verbond, of die ooreenkoms, wat God met sy kinders aangaan. Abraham, Isaac, Jakob, Josef, mens kan hulle so opnoem. En jy kry hierdie bepaalde patroon in die Ou Testament, van God wat uitreik en sê, maar doen nou dit, dan doen die mense dit. En die volgende oomblik, dan dwaal hulle af, of hulle soog voor en af God. God het alle rede gehad om kwaad te word, maar dan kyk hy weer met liefdevolle oë, dan gee hy vir hulle 'n volgende baken op die pad. Dan keer hulle terug, dan dwaal hulle maar weer af. Nou is hulle by die intog in die beloofde land, en nou hier waar ons in Joshua 24 is 'n bekende gedeelte nog, fokus het op die gebeure tussen Jericho en Ai. Nou Joshua lewer nou hier as de ware afskeidspreek. Dis asof hy vandag met jou en my gesels. Ek kan net my horlosie so afhaal dat ek nou nie hele program verder vir ons brug nie. Sichem was 'n belangrike aanbiddingsplek. Abraham en Jakob het daar vir God 'n altaar gebou. Nou ons lees in Joshua 24 vers 1, ek gaan net so die verse aankondig. Joshua het al die stamme van Israel in Sichem bymekaar laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep, en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. En dan kyk hulle 'n oomblik terug in die geskiedenis, wat ons ook vandag in 'n sekere mate doen. Hier laat Joshua nou sy volksgenote bietjie rustig raak. Hy laat Israel terugdink aan die geskiedenis, maar God is die hooffiguur in die geskiedenis. Joshua sê toe vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, ander kan die rivier het julle voorvaders in die verre verlede gewoon. Tera, die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander gode gedien. En dan gaan hy nou met hulle so aan, dit is baie keer 'n bietjie moeisame geskiedenis om te lees, omdat ons nie altyd die plekname ken nie, of weet presies waar die plekke is nie, maar hy neem hulle as te ware terug en sê, onthou julle daar dit gebeur, toe het ek dit gedoen, daar dit gebeur, toe het ek dit gedoen, julle het dit gedoen, toe het ek dit weer gedoen. So hy gaan so met hulle, kom ek noem net Kanaan, Egipte, die Rietsee, die land van die Amorite. En dan vers 11, julle het toe die Jordaan oorgesteek en by Jericho aangekom. Die burgers van Jericho, die Amorite, die Feresiete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Girgasiete, die Jewiete en die Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle hand gegee. So as ook die baie volkere, nie? Dis vir ons baie keer moeilik om hulle name uit te spreek. En dan roep hy hulle op om 'n bepaalde keuse te maak. Want hy sê vir hulle, ek het vir julle land gegee waarvoor julle nie hard gewerk het nie, dorpe wat julle nie gebou het nie, waar julle woon en wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie, maar waarvan julle eet. En dan roep hy hulle nou op. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here, dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders ander kant die rivier en in Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode ander kant die rivier wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. En dan hierdie baie bekende vers, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Is dit nie, ek doen, dis nie sagte woorde hierdie nie. Hy sê, julle het gekry wat julle het, maar julle moet nou 'n keuse maak.
dan sê hy, dan reageer die volk nou, nie? En dan nie volk as ons, dis nie Afrikaners nie, dit was die destydse Israeliete. Hierop het die volk geantwoord en gesê, nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien nie. Want die Here ons God, hy is die een wat ons en ons voorouers uit Egipte land, uit die plek van slaverny laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het. Hy het ons bewaar op die hele pad waar langs ons gegaan het, en onder al die volke waar ons deurgetrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf en die Amoriete wat in die land gewoon het. En dan wou sê hulle weer, ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar nou, as 'n mens so keuse maak, het dit 'n bepaalde appel tot jou. Vers 19, maar Josua het vir die volk gesê, julle sal nie in staat wees om die Here te dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n besitlike God. Hy sal julle nie julle oortredings en sondes vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en 'n einde aan julle maak, nadat hy aan julle goed gedoen het. Nou, ek dink die Ou Testament is ons baie keer vreemd, ek wil, hoe kan God so hard wees, maar God wil daardeur sê, jy kan nie net sommer iets sê, dan maar jou eie rigting gaan nie, later weet daaroor. Dan bevestig die volk hulle keuse, vers 21, toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal net die Here dien. En dan sal verbintenis. Daarop sê Josua vir die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle self die Here vir julle gekies het om te dien. Hulle het geantwoord, ons is net rustig kans. Dis die lewe. As hy daar is vir jou. Ja. Maar wees net rustig, hoor, ons sal hom uitsorteer. Daar is hy weer, ok, kom ons kyk weer. Daar is hy weer. Die bakkerij is pak. En dis soos technologie is, dis soos jou cellfoon se battery pak is, ne? Ons sal hom recht kry, wees rustig. 1, 2, ja. Ja, maar ek dink hierdie agter ons kan my hoor. Skus tog? Nee. Dames en here, kan julle daar agter hoor as Dominee praat? Okay, ek gaan my bes probeer. As ons in die bliksaal gesit het dit gewerk. Ons moet iets 'n bietjie wind maak en so. Ek gaan aangaan tot hulle dit uitgesorteer het. Dan moet ek net myself weer kry. Ja, goed so. Ek het laas gesê, as ons kan nie vir God halfhartig dien nie. So hy sê, julle kan dit nie doen nie, so sê hulle, maar nee, ons sal net die Here dien. En dan maak hulle, dan het hulle 'n seremonie interessant genoeg om hierdie verbintenis te bevestig. Kyk, in die Ou Testament en die Nuwe Testament, daar's baie, as hulle gaan offer het, daar was lamme,
dat ek die tent toe gegaan. So daar was altyd 'n seremonie, maar soos ons op vandag die doopbelydenis van geloof die nagmaal het, dit help ons om te onthou. En daarop sê Josua vir die volk, julle self getuies dat julle gekies het om die Here te dien. En toe sê die volk vir Josua, ons sal net die Here ons God dien en ons sal net na sy stem luister. Josua het op daardie dag namens die volk 'n verbond gesluit en vir hulle vaste voorskrifte en bepalings neergelê in Sichem. Josua het daardie woorde in die boekrol met die wet van God neergeskryf. Toe het hy 'n groot klip geneem en dit opgerig, daar onder die groot tenteboom wat by die heiligdom van die Here is. Josua het vir die volk gesê, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here wat hy met ons gepraat het gehoor. Nou ons weet 'n klip kan nie hoor nie, maar dit is asof dit soos die monument daar is om te sê, hier staan 'n klip. Wat verby die klip loop, weet nie, hier het iets gebeur. Daarna het Josua die volk weggestuur, elkeen na sy eie erfdeel. Nou vriende, ons maak elke dag keuses. Of jy nou so groot is, of al oud is en krom is, ons maak keuses. En keuses beïnvloed ons lewens. Dit beïnvloed nie daai oomblik nie. Nou, die Camino in Spanje is al baie bekend, en ons weet hier's nou baie Camino routes ook in Suid-Afrika. Nou, ek het die voorreg gehad om met so 12 jaar terug die Camino in Spanje te stap. En die een ding wat ek daar geleer het, is jy moet die pyltjies volg. Ek het nou volgens die GPS gevolg, maar ek moet nou sê, die pyle werk beter. Want die van die GPS het my op 'n stadium hierna, toe ek nou ook op pad is op die Alexandria pad, toe sê hy draai regs, en toe ek regs draai, toe staan daar road closed. Jy weet so, dit is waar ek toe nou ook begin jy mekaar raak het. Maar, die Camino, jy stap, en dan kom so geel pyl. En as jy daai geel pyltjie van hom afdwaal, dan verdwaal jy. En dan is jou hele roete de mekaar. So jy moet maar net die pyltjies volg, en as jy nie weet waar jy is, en dan vra jy, of jy kyk waar stap ander mense. Nou sou dit nie wonderlik gewees het, as die lewe so was, dat daar duidelike geel pyle oral was nie. Ek sien nou sommer die geel kettings hierso. Dat jy die regte keuse vir elke aspek van jou lewe kom maak. Dit sou dit toch baie makliker gemaak het. Nou ek dink ons maak baie keer die fout om te dink dat die lewe losstaande besluite is. Ek kies nou, en dan, dit maak nie saak wat ek nou kies, ek kies nou weer so, maar die lewe werk net nie so nie. 'n besluit wat ek nou maak, kan 'n baie groot invloed ook op môre hê. As 'n mens Josua mooi lees, dan ontdek jy dat die keuses wat ons maak eintlik ons pad bepaal. Dit bepaal die hele roete. Ons bestemming word deur ons keuses bepaal en nie ons voornemens nie. Kyk, dit is soos oefen, hè? Ons gaan nou Kersfees, ons eet nou lekker tot 31 Desember, dan sê ons volgende jaar. Dan gaan ons reg eet en ons gaan oefen. Dis 'n voorneme. Maar jy moet nog maar keuse elke dag maak om reg te eet en om te oefen. As jy dit nie inoefen nie, dan gebeur dit nie. Ek dink nou aan 'n baie goeie voorbeeld van 'n ou kollega van my. Hy was 'n predikant geweest, maar sy vrou het dwarsfluit gegee by tippies en proartheid. Dan kyk Ronel om so, dan sê sy vir hom, sy sê, weet julle dominees, julle praat net baie. Maar dit help nie, ek sê vir my kinders, my musiekstudente, julle moet fluit speel nie. Hulle moet dit elke dag oefen, want anders gaan hulle nie goeie fluitspelers word nie. Hetzelfde geld met enige musiekinstrument. Jy moet dit elke dag oefen. En ons weet dat die groot musici, hoofdspelers ook, Gary Player het ook gesê hy so, weet, hy oefen elke dag. Hy is nie goed omdat hy goed na balletjie kan wik. Daar is nie net 'n goeie
pianis omdat hy of sy goed kan klavier speel nie. Hulle oefen dit. Nou vriende, dis met ons geloofslewe ook so. Ons moet dit inoefen. Dit help nie of sê, ek maak daar 'n keuse. En dan doen ek dit nou maar, ek oefen dit nie in nie, daar's nie 'n ritme in my lewe nie. Die keuses wat ons elke dag maak, bepaal ons verhoudings, ons finansies, ons daaglikse doen en late, ons verhouding met God. Dit bepaal waar ons op die ou einde gaan uitkom. Nou wat gebeur hier in Joshua? Hulle het uiteindelik na baie jare in die woestyn by die beloofde land aangekom. Hulle hoef nie meer water te gesoek het nie. Hulle hoef nie meer in tente te geleef het nie. Hulle hoef nie meer manna te eet nie. Daar was genoeg nou van elke soort kos. Die spreekwoordelike melk en heuning. Maar die Israeliete het die gevaar geloop dat hulle weer kon vergeet het hoe swaar het dit gegaan. Dat dit nie altyd so maklik was nie. Want hulle het rondom heidense volke geleef. Ek sê ons leef rondom heidense volke nie. Maar onthou hulle was regtig 'n baie klein volkie gewees. En die ander volke het dit baie maklik verdruk. Nou sê Joshua vir hulle hierso, maar julle moet nou kies. So moet ek en jy ook vandag nog elke dag keuses maak. Nie net op 16 Desember. Maar op 17 Desember, 18 Desember, 1 Januarie, 1 Februarie, elke nuwe dag moet ons 'n keuse maak. Dien ons God? Dien ons die wêreld? Nou waarvoor kies ons? Ons as gelowiges, ons moet doen wat reg is voor God. Die Bybel sê 'n mens wat kwaad word, doen nie reg wat voor God is nie. Vriende, ons moet onsself elke dag afvra, waar jy ook al is en watter beroep jy ook al staan, om te sê, God was nog altyd getrou. En elkeen van ons wat hier staan sal weet, as ons terugkyk, daar was tye wat ons nader aan God geleef het en ook verder, hè? As ons regtig eerlik voor hom wil wees. Maar ons, ek en jy moet elke dag, as ons wakker word en vir die Here sê, Here, help my om vandag die regte keuses te maak. Help my om vandag vir U te kies. Ek het dit daar op 16 Desember bevestig. Maar dit is nou 17 Desember. Dit is nou 18 Desember. Ons moet vandag nie as 'n Afrikaner volk nie, want dit is 'n baie wye begrip ook. Ek en jy as gelowige moet kies wie ons wil dien. Elke huisgesin, of jy nou 1 of 2 of oud, jong, baie min is, moet sê, ons kies om die Here te dien. En dan gaan Joshua en hy vertel vir hulle die geskiedenis. Julle kan vanmiddag terugry en vanaand bietjie gesels en sê, kom ons vertel mekaar bietjie ons gesin en ons familie se geskiedenis. En dan gaan baie mooi stories uitkom. Ons sê van daai oom praat ons nie liewers nie. Ons geen gesin en familie is volmaak nie. Daar's altyd 'n karakter ergens, of karakters. Ons is dalk self die karakter. Maar ons moet ook bietjie terugkyk op ons pad en sê, kom ons kyk hoe die Here met ons 'n pad gestap het. Nou ek wil my verstout om te sê, mag verkeerd wees, kom ons sê 95% van ons wat hier sit is gedoop. Maak nie saak uit watter denominasie jy kom. Toe het jy al jou ouers gesê, ons sal die Here dien. Ons weet dat baie kinders, en dit is 'n baie algemene debatsonderwerp, hulle gaan deur kategese en die belydenis van geloof af, dan is hulle missing in action. Hulle is weg. Dan wat gebeur is baie keer, dan kom ouers terug kerk toe, wanneer hulle self kinders kry.
Want dan word hulle weer voor hierdie keuse geplaas van ek en my huis, ons sal die Here dien. Nee, nou hoe dien ons dit? Ja, daar moet ons doop. En dan moet ons weer 'n bietjie die drade optrek. So, wat het jy en ek al geantwoord op ons doop? Die Here het daar sy hand na ons toe uitgesteek, né? En gesê ek wil vir julle God wees. Het ons al vir hom gesê, ja Here, ek en my huis, of ek nou alleen of getroud is, oud is, weduwee, weewenaar, ek sal u dien. Nou wat, waarvoor word ons opgeroep? Ons moet eerbied aan die Here betoon. Ons moet hom met opregtheid en getrouheid dien. En ons moet afsien van die afgode in ons lewe. Om te sê, ek sal die Here dien. Vriende, is nie 'n goedkoop keuse. Die volk antwoord nie, toe Josua vir hulle sê, julle moet nou kies, dan sê hulle, o ja, daar's geen probleem nie, ons sal die Here dien. So asof die botterreën in 'n mond kan smelt. En dan druk hy vir hulle as te ware met hulle duim so op hulle hande en sê, is julle ernstig? Hy sê, jy kan nie net sê, ek dien die Here, en dan draai jy om en dan gaan doen jy iets anders nie. Calvin het gesê, 'n mens kan letterlik van enige iets in jou lewe afgod maak. So ons dink baie keer aan afgode asof ons hier nou 'n houtstandbeeld gaan sit of 'n klipstandbeeld en dan kniel ons daarvoor, dan sê ons of ons slag 'n bees, dan sê ons nee, ons is nie so nie. Daar's nie afgode in ons lewens nie. Maar kom ons dink mooi. Wat is vir jou en my belangriker as om regtig die Here te dien? Elkeen van ons se lysie gaan anders te lyk. Kan jou grond wees. Dit kan jou besittings wees. Dit kan jou kultuur wees. Dit kan rugby wees. Dit kan enige iets wees wat vir jou so belangrik is, dat jy al jou tyd en energie daarin sal sit. Maar as mense na jou kyk, dan sê hulle, ek sien nie regtig dat jy in jou huis die Here dien nie. Hulle sê in die westerse samelewing, eintlik hulle is, daar's 'n sendeling wat meer as 40 jaar in Indië gewerk het. Nou Indië is nogal 'n te mekaar land ook, nie? Hy sê, die westerse kultuur is die mees weerstandige kultuur teen die evangelie. Nou ons wil dit nie hoor nie, want ons baie kerke, ek bedoel elke dorpie in hierdie land, as jy in die dorp, vir al die klein dorpies inry, dan staan die kerk in die middel, met 'n hoë toring, jy kan dit nie mis nie. Maar vriende gaan bly daar, dan sal mense vir jou sê, nee, maar weet, kinders het gister rugby gespeel en ons is bietjie moeg vandag, jy weet, ag, jy weet, ja, ons het altyd 100 verskonings. So vriende, ons moet mooi gaan dink watter afgode daar in ons lewens is. Maar moeilike tye, wat ons ook nou beleef, en ek het dit bedoel, toe ek dit gebid het, is ons beleef baie moeilike tye in ons land en in die wêreld. Ek het gaan terugkyk my gemeente se afkondigings ons gebedslys. Die hele jaar bid ons vir die oorlog tussen, ja, dit klink snaaks as mense vir die oorlog, maar julle verstaan wat ek bedoel, tussen Rusland en die Oekraïne, Israel en Gaza, Syrië, Afghanistan. Ek bedoel, dit is, ek myself telkens die vraag afgevra, ons het die evangelie. Ons moet sien dat oorlog niemand laat wen nie. En tog gaan ons net aan. So asof ons nog geen wysheid gekry het deur al die eeue nie. Kyk na ons eie land se politiek. Almal maak almal sleg. Almal wil mag hê.
Daar's korrupsie deur al die lae van die samelewing. Dis nie net by die regering nie. Ek hoor nou die dag hoe 'n boer sê, hulle trek my af, dan gee my ID en daar's R300 onder dit. Dis ook bedrog. So ons moet maar voor ons eie deur begin vee en natuurlik die land, dit gaan nie goed in die land nie. Ek wil vir 'n storie vertel. Ek is by die algemene in die NGK, by hulle moderatuur en dan kom praat 'n polisiegeneraal met ons, 'n ou polisiegeneraal. Oor bedrog nou veral in die polisie, dis ek weet nou wat aangegaan het. En hy sê dat die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke vir president Ramaphosa, en ek is nou nie besig met 'n toespraak nie, dit was nou op 'n kerklike vergadering, gesê, as the president, the corruption is troubling us. So dit pla nie net vir ons nie, dit pla Christene oor al die lae van die samelewing. Maar vriende, kom ons begin by ons, want dit is wat Josua vir ons sê. Ons sê, ons sal die Here en kom ons begin in ons huise. Was Sondag doop in ons gemeente. Sê vir die doopouers, hoeveel ure is 'n kind by die kerk? 1 of 2? Baie kinders, veral in die plattelandse omgewing in die Oos-Kaap is in die koshuis, julle ken die storie. Waar is hulle die meeste? By julle ouers. Waar leer hulle om die Here te dien? Daar in julle huis, daar waar julle TV kyk, daar waar pa en ma met mekaar saam leef. En ek weet man, 'n mens verskil in 'n huwelik. Maar hoe verskil ons? Hoe sê ons mekaar jammer? Hoe praat ons, daar waar niemand jou kan sien? Hoe behandel ons mekaar? Vriende, as ons sê, ek pleit, en dit kom uit die woord uit, dat ons vandag moet sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Want dan gaan ons gesond begin word. Ons kan nie van buite af begin gesond word nie, ons moet van binne af gesond word. Kom ons begin by onsself. Dan kan ons na ons skole toe gaan, ons verskillende gemeentes, ons gemeenskappe. Dan moet ons daar vir mekaar vra. Maak ons mekaar sleg, help ons mekaar op. Ek sê weer, dis nie altyd maklik nie. Maar as ons ernstig is, ook oor die gelofte van 1838, dan moet dit nie gaan oor wat Sarel se hele dag en Andries Pretorius en Pieter Tiep, van voor sy dood nou, maar veral Andries Pretorius hulle gesê het. Dan moet dit gaan oor, wat maak ons dan weer? Hulle wou sê, ons moet die Here doen. Ons moet vandag die keuse in 2025 maak, dat ons die Here sal dien. God is getrou. Elkeen van ons kan verhale vertel, nie net een verhaal nie, maar verhale. Waar die Here ons weer opgetel het. As min dinge, dink ek in die lewe, wat 'n mens so op jou knie hou, soos om te boer. Jy is so afhanklik van goed rondom jou. Van die natuur, van reën. COVID-19 het die wêreldse landskap vir ewig verander. Hoeveel mense is nie daardeur getref nie. 'n Verbond, 'n ooreenkoms is 'n gewigtige ding. So ons moet vandag ook vir mekaar sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons kyk hoe praat ons met mekaar. Kom ons kyk hoe praat ons oor mekaar. Kom ons kyk met sagte oë na ander mense. Kom ons wees geduldig. Kom ons vergewe. Kom ons dink voor ons praat. Kom ons vier die lewe. Kom ons vier ook Jesus Christus se koms, want dis nie deur ons te doen nie, dis deur sy te doen dat hierdie goed moontlik is. Ons staan vandag op 'n sit langs 'n monument wat iets sê van mense wat in die 1800s hier deurgetrek het. Jy kan dit jou half nie indink nie, het nie wit Isuzu bakkies gehad nie. Hulle het met ons waans gery. Dit was moeilik. Die Oos-Kaap
Dis ook 'n, ek wil amper sê, moeilike provinsie. Besef jy dat hier in die Oos-Kaap 10 grensoorloop plaasgevind het. Die Wes-Kaap het net slawerny gehad wat hulle moes betrek maak. Oos-Kaap is, hulle noem dit frontiers. Dis mense wat alles half gewoond daarvan, ons moet veg vir wat die gebeur. Dis mense idee wat woorde doen. Hulle wou ook die Here dien en hulle eenvoud. Ons sit in tegnologiese eeu, ons kinders sit die wêreld vol, ons familie en kinders, maar dat ons vandag die keuse maak, ons en ons huise sal die Here dien. Begin by jou huis, daar waar jy vanaand weer teruggaan. Of jy 'n besoeker is, of jy 'n boer in die omgewing is, of 'n sakepersoon, dat ons daai keuse begin maak. En dat daai keuse elke dag van nou af sal beïnvloed. Miskien moet ons Josua 24 ons kernteks vir ons eie lewens die volgende jaar maak. En net kyk wat 'n verskil dit maak. Nie om God op te koop nie, om regtig in afhanklikheid van hom te lewe. Amen. Ek hoop julle kon my hoor, dit is ek het dit op skrif as julle agterste mense die mooi kon hoor. Gaan julle krag hê vir daai ou? Ja, maar daar gaan nie. Ons almal se papperye word. Is daar iemand wat goed kan sing? Kyk, ek kan Nou kan ons hoor wat daai goed sing. Okay, maar iemand sal dit voorstel, dan sing ons Neem my lewe. Onthou nou net, ons gesê ons in ons huis, ons sal die Here dien. Sal jy ons voorgaan? Dankie hoor. Ons staan. Neem my lewe na Heer, my wees meer en meer. Laat my hart vergierig jy, en van dankbaarheid vertuig. Neem my hande, maak ons sterk, dienstbaar in die goeie werk. Neem my voete, stoei alweer, met bereidheid tot die Heer. Neem my stem en laat my sing, aan die Here onderbring. Laat my mond die boodskap dra, ons sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in die Vaderhand. Vriende, ek stuur julle af. Lyk my elke keer as ek praat, dan kom die grap lekker aan. Met die Here se seën ook. Dis nie asof julle nou gaan wegry nie asseblief nie, maar gaan huis toe met hierdie voorneme en keuse. Ek in my huis, ons gaan die Here dien. En dan bid ons, Here, verlig ons verstand en interpretasie. Here, verlig die manier waarop ons kyk. Here, verlig ons monde en ons woorde. Here, verlig ons harte en dit wat ons bedink. Here, wees met ons waar ons nou hier vandaan vertrek. Amen. Gavin, jy moet nou ek sê wat hoor ons. Dank vir julle.
videoing and photography. And my grandson. Goed, dames en heren. Hier is nog op sitplek hiervoor. As julle die geluid op die luidsprekers hoor, dit is die kragopwekkers se klank wat nou deurtrek hierdie kant toe. En toe ek daar by die monument gaan staan, het ek amper omgedraai en weggehardloop. Ek het gedink daar's 'n byenes in die monument self, maar dit was toe die drone, die wat noem jy dit? Die hommeltuig hier oor my kop. Goed, dit lyk of almal plek het om te sit. Karlien, hoekom is ons hier vandag? Ons is vandag hier om vir gelofte dag te bedank en om vir Jesus dankie te sê. Mooi, dankie. Het is wonderlik om soveel kinders hier te sien. Kom ons gee sommer vir hulle hande klap wat hulle hier is vandag. Goeie nuus. Die dominee is hier. Dames en heren, welkom by die 187ste herdenking van die aflief van die gelofte by die slag van Bloedrivier. Vir die eerste keer afgelê deur 'n volk wat moes veg om oorlewing teen 'n oormag. 'n Volk wat hulle totale afhanklikheid van die Here besef het. 'n Volk met bestaansreg. Ons volk, ons bloed, ons verlede en ons toekoms hier in Suid-Afrika. Ons herdenk nie vandag 'n oorwinning deur mense nie, maar eerder die goddelike ingryping en beskikking op daardie dag. Maar ook elke dag van ons lewens. Psalm 50 vers 14 tot 15 sê: offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste en roep my aan in die dag van jou benoudheid. Ek sal jou help en jy moet my eer. Dit is my voorreg om te verwelkom Dr. Elsje Boegner, wat ons gaan lei in die erediens vandag. Dankie dokter. Goeiemôre almal. Baie jammer dat ek vir julle benoude oomblikke veroorsaak het. Ek het betyds gery, maar hier by Colchester staan die trokke mos so en toe wil een by die motorhawe indraai en daai pad, daar staan toe 2 trokke en hy blok die pad en toe blok ons almal en ek het naderhand uitgeklim, maar die vragmotorbestuurder was bietjie groter as ek gewees. Toe klim ek maar terug. En toe raak ek die pad byster, ek sal nou meer daaroor sê. Ek wil net so 'n paar persoonlike woorde sê. Verskoning van my pa, baie julle van nou ken Amadee en Elsa Biegner, hy het gister dubbele katarak operasie gekry en hy moes die datum vat, want anders moet dit oorstaan. Ek kom van kerkgoeders, so net bietjie sterker kan. Dankie. Ek dink is een van die min geloftedagvieringe wat hy in sy lewe nog gemis het. Maar baie groete van hulle, dit het goed gegaan. Ek gaan nou weer terug baie toe ry om hulle te gaan haal. Toe ek nou hier inry, het my gemoed amper vol geskiet. Ek is 2 ure voor geloftedag gebore. En dit was toe nou my, as kind het ek nie gedink is baie snaaks nie. Voordat as ons te Pretoria gebly, dan kom ons na my oupa en ouma. My oupa was deel van die oprigting van hierdie monument, op Soetvrug naby Patterson. Dan moet
Dan moet ek my verjaarsdag nou op die afgeleë plaas vier. En dan tot 16 Desember hier gekom. Hier was glad nie hierdie mooi gebou nie. Het was so bliksaal. Wie onthou nog die bliksaal? Ja, dat is 'n paar van ons nie, maar dit was warm, né? Dan sit ons nou glad nie so baie mense soos vandag nie. En dan moet ons nou hierdie geloftedag vieringe wat jy as kind nie altyd voor begrip gehad het, die deur gaan. So toe ek nou hier kom, toe dink ek, wow, dit lyk baie anderste. As ek nou vir Grosvatie, Oom Valentyn, wat van julle nog sou onthou, moes sê, hy sou 'n hommeltuig bo kan die monument vlieg, sou hy sê, kop geskit het, ek dink het hoes dit moontlik, maar dit wys net oor hoe ons ook aanpas, en ek is dankbaar vir die monument. As goed nie altyd sin maak, ek dink 'n mens moet net lank genoeg aangaan in die lewe, om dan te sien maar wat die wortels regtig daarvan is. So, as ek gaan so lank as moontlik bly, maar ek moet nou nog my ouers gaan haal, en dan moet ons terugry plaas toe. Ek moet môreoggend weer Dordrecht toe gaan. So ek gaan so 12:30 se kant gaan ek moed draai. Dit is nou maar net hoe goed uitgewerk het. Maar goed, Dankie. Swem julle lekker? Goed, dames en heren, kom ons staan nader. Ons wil voortgaan met die program asseblief, as almal vir ons kan nader staan, kom koelte toe. Kom koelte toe. Goed, soos die mense nader beweeg, wil ek net julle aandag vestig op die liedjie wat ons nou gaan speel. Hy het so pas gespeel, maar ons speel vir julle die oorspronklike Nederlandse weergawe van die gelofte wat in 'n liedjie gedoen is. Soos almal nader beweeg, luister maar graag en lekker na die volgende liedjie.
Daar sy. Dames en heren, kom nader en raak rustig. Sê vir my, het ons mense hier van noord van die Vaalrivier, wie is van die noorde af, wat by ons kyk, en waarom is julle? Kreersdorp, daar rond. Welkom, welkom. En dan, wie is van die Vrystaat af hier? Daar is 'n lekker groep. Noord-Kaap, daar is 'n Noord-Kaapenaar, wie is van Natal af hier? En wat was dit, die Republiek van die Wes-Kaap? Ja, is dit ook nie. Waar trek ons nou die? Wie kom van Noordwesse kant af? Wes-Transvaal, daar sit hulle. En die Oos-Transvaalse kant? Julle is allemaal baie welkom. Hoeveel mense is uit Port Elizabeth uit hier vanmiddag? As het ons wil sien. Dames en heren, ek is eerlijk met julle, ons het al gepraat om moontlik 'n geloftefees in Port Elizabeth aan te bied. Ons is 'n paar wat van daar af kom, maar ons het besluit en ons het gekies om dit hier te hou, om hierdie te bewaar. En die mense moet maar uitreik vir 'n dag. Ons is dankbaar vir julle teenwoordigheid en dan natuurlik almal wat van die plaaslike area af is. Goed, ek het nou genoeg tyd gekoop, is ons reg. Ons gaan nou luister na die feesrede. Daarna sal ek 'n paar afkondigings en aankondigings maak. En dan is ons so te sê op die einde van ons voor. Dit het nog nooit by gebeur. Dat is reg. Wat doen ons in Nederland in Afrikaans? Ek weet hom. Hier die leerman staan na by die kanon. Goed, dames en heren. Hy dien as direksievoorsitter van die Erfenis Stichting en van die Voortrekker Monument. Dit is vir my 'n voorreg om ons gasspreker na vore te roep om vir ons die feesrede te lewer. Kom ons klap hande vir advokaat Marius Ackerman. Dankie. Baie dankie, Kevin. Dames en heren, baie dankie vir die voorreg om hier te kan optree. Dit is 'n werklike insiggewende ervaring om hierdie entoesiasme waar te neem. Dan moet ek kennelik bly, ek het nog altyd gedink KLM is 'n lugmag of 'n lugdiensmaatskappy. Maar nietemin, hoekom dit vir my 'n besondere voorreg is, syn die iemand wat ten nouste verbind is met die Voortrekker Monument en die Erfenis Stichting, is baie dankie. Is omdat daar 'n baie besondere band tussen die Voortrekker Monument en omgewing en die Karel Landman Monument en omgewing is. Op Monument Koppie staan die Voortrekker Monument in die vorm van 'n simbool van die Groot Trek. Hier in die Ooskaap het ons die bakermat van die Ooskerk, van die Groot Trek. Dan is die Voortrekker Monument ontwerp deur Gerard Moerdijk, en ek sal 'n bietjie later meer oor hom sê, want hy was 'n besonder interessante persoon. En hierdie monument is ook deur Gerard Moerdijk ontwerp. 'n Ander verbintenis is die laaswa. Voortrekkerwa staan in die Senotaafsaal by die Voortrekker Monument. Dit is gebou deur Gerard Marits en dit was die eiendom van Johannes Laas wat saam met Karel Landman op trek gegaan het en die trek het aangesluit by die van Piet Uys. Nou daardie laaswa is gerestaureer deur Erik Holm, professor Erik Holm, die bekende insektekundige, maar ook kenner wat betref ossewaans, en hy raak behoorlik lyries as hy oor daardie wa praat, daaroor ook meer later. So daar is al klaar 3 raakpunte net, een en ander vinnig oor die Voortrekker Monument en die Erfenis Stichting.
beide instansies is maatskappye sonder winsoogmerk. Die Voortrekker Monument se direksie en die maatskappy sien om na die Voortrekker Monument as 'n struktuur en die onmiddellike omgewing met insluiting van Skanskop Port, daar teen die koppie, en dan die Erfenis Stichting, die is ook 'n maatskappy sonder winsbejag, en die sien om na Afrikaner erfenisgoedere. Nou die Erfenis Stichting het in 2012 verantwoordelikheid aanvaar en dit is so oorgedra van hierdie terrein. En die Erfenis Stichting beskik oor 'n baie interessante biblioteek, 'n argief en ook 'n versameling erfenisstukke. En ek sal daaroor ook bietjie meer later sê. Ek is dankbaar om te kan sê dat die terreine waar die Voortrekker Monument betrokke is, die monument self en ander feesterreine, dat daar 'n beduidende groei elke jaar in bywoning is en deelname wat betref verlofte feeste. Nou op 'n dag soos hierdie staan ons nou verseker voor 'n groot geskiedkundige gebeurtenis. Ons dink aan die Groot Trek as 'n geskiedkundige gebeurtenis wat 'n baie beduidende invloed op die verloop van die geskiedenis gehad het in hierdie land. Maar ek wil tog dit beklemtoon dat wanneer ons na die geskiedenis kyk as gewone mense, dan moet ons ook na diegene wat in geskiedkundige tye geleef het as gewone mense kyk. Plaas u in hulle skoene om net opnuut weer respek en waardering vir ons voorsate te ontwikkel. Die gedekoreerde generaals en die presidente en die premiers, hulle skryf dalk die geskiedenis. Maar die gewone mense leef geskiedenis en beleef geskiedenis. Het sy in kantore op plase ongelukkig ook baie keer op die slagveld. So ek wil 'n pleidooi lewer dat, en ek sal later ook daarheen terugkeer, in die konteks van die Erfenis Stichting, dat ons as gewone mense moet dink aan ons voorsate, en nie as supermense wat sonder foute was, hoegenaamd nie, maar die sentrale boodskap is, as hulle dit kon doen, kan ons. Die Groot Trek. Die Groot Trek is nie so genoem nie, die trekkers het hulle self emigrante genoem. Hulle het geëmigreer. En die Groot Trek of emigrasie, zodat ons net nie begin praat van, soos in geval van e-pos, van e-trek. Het bestaan uit min of meer 7 groot trekke, en ek ken al daardie name van Trechard, wat die eerste was in Uys en Retief, en Marits en Pretoria, en die mense. Maar dit het gestrek van 1835 tot selfs so laat as 1845. Die probleem met die benaming Groot Trek duik dadelik op as dit in gedagte gehou word dat baie mense het agterna gekom. En op die manier, dit is tot 1845, vir hulle die naam verwerf van natrekkers of agtertrekkers. Jy sal saamstem, dit is glad nie klein. Maar teen 1845 het hierdie verhuising, as het ware, 23.000 trekkers, eertydse boere en hulle naasbestaandes by ons. En in terme van daardie jare was dit eintlik 'n grootskaalse verhuising. Nou van hierdie trekleiers vind ons by die Voortrekker Monument as hoekfigure. Ek weet nie of u die monument nou kan voorstel nie, maar as u van die noorde kant af kom na die hoofingang, links die hoekfiguur daar is die van Piet Retief, regs is Andries Pretorius, en dan aan die suidekant, aan die suidwestelike kant is Hendrik Potgieter, en dan, omdat hulle uiteraard op hierdie manier nie al die trekleiers kon akkommodeer nie, is daar dan 'n hoekbeeld van die onbekende voortrekker. Nou, die onbekende voortrekker was in der waarheid 'n meneer Van der Walt, wat geposeer het vir die beeldhouer. Wat was die dryfvere wat betref die Groot Trek? En ek noem hulle nie in volgorde van belangrikheid nie.
Maar jy moet in gedagte hou, die ekonomiese oorwegings was baie belangrik. Dan was daar 'n owerheid wat sy plig versaak het. Wat betref die veiligheid van die oosgrensboere. Ek gehoor dat hier 10 grensoorloë was. 10 grensoorloë wat aan die een kant die mense gedoop het om te trek uit veiligheidsoorwegings, maar aan die ander kant die oosgrensboere, die pioniere wat hulle was, gehard gemaak het en hulle gesluit het vir die groot veldslae wat voorgelê het. Dan nog 'n faktor was die feit dat hulle vervreemd gevoel het van die Britse koloniale owerheid. Hulle het gevoel het nie inspraak en daar was ook sprake van diskriminasie in terme van die manier waarop die onderskeie bevolkingsgroepe aan die oosgrens behandel is. En die saamstem, hierdie dinge van ekonomiese oorwegings, 'n owerheid wat sy plig versaak, veiligheid wat 'n faktor is, en inspraak of verwydering of 'n gevoel van vervreemding is klink vir ons vandag in 2025 bekend, ontstellend bekend. Wat was hulle oogmerk, die groot trek en die trekleiers se oogmerk? Hulle wou elders in die land, wou hulle vrugbare boerderygrond vind, waar hulle op hulle eie kon boer, gebind weliswaar deur een of ander demokratiese regeringsstelsel wat sou heers oor die voortrekkers, waar hulle dan ook sou vestig. Dan wou hulle, waar hulle vestig, dit doen in vreedsame naasbestaan met hulle swart bure. En hulle wou ook met hulle ooreenkomste trek, wat betref hierdie vreedsame naasbestaan. Dit sou sekerlik ook insluit die verskaf van veiligheid en beskerming en hulp en bystand ten opsigte van ander binnelandse volkere wat nie so vriendelik ingestel is. Dan die laaste en nie die minste, hulle wou om dit nou maar eenvoudig te stel. En ek sê dit vir julle onder hierdie tent, laat my so half dink aan 'n politieke vergadering. Hulle wou so ver as moontlik wegkom van die Engelse. Nou die gewone geskiedenis van die groot trek word verhaal in boeke wat u ken, dit is ook daar in die museum in die boekrak, die epiese verhale van F.A. Venter, Geknelde land, Bedoelde land, Gelofte land. Die verhale van Rudolf en Hendrina Dreyer. En in een van die boeke, nadat hulle die opoffering gemaak het met Bloedrivier en hulle vestig in die Republiek van Italia, wie maak nou weer die wêreld vir hulle moeilik? Die Engelse. En dan sê een ou oom vir Rudolf Dreyer, nee, jy moet maar net weet, wat daar see is, kan jy Engelse te wagte wees. Toe het hulle nou binneland getrek. Nou, ons weet baie van die groot trek, die geloofsaspekte, die opoffering. En ons weet ook watter ongelooflike strategieë hierdie mense gevolg het. Jy weet, terwyl die groot trek beweeg het, was daar voortdurend mense, manne te perd, wat seker gemaak het, vee of mense dwaal nie af nie. Daar was die hele tyd verkenners, daar was die hele tyd weer lopende waaksaam, ook waar hulle uitgespan. Van daardie dinge weet ons heel wat. Maar kom ons kyk 'n bietjie, nie net na die wat van die groot trek nie, maar ook die hoe. En ons kyk eers na die ossewaar. Nou ek het Prof. Erik Holm sy naam genoem. Hy sê, besef 'n mens altyd, en hy het nou die toesprake gehou met die onthulling as het ware by die Voortrekker Monument van die Laasbaar. Dat hier het ons 'n voertuig van 'n breedte, bruikbare breedte, skaarse meter, in lengte 3 tot 4 meter. Soos hy sê, skaars, groter of kleiner, maar ook nie dieselfde grootte as 'n taxi, hedendaagse taxi, net klein bietjie stadig. Besef 'n mens dat hierdie voertuig
is terrein met 'n houtkas wat duisende kilometers en myle se moeisame tog na die noorde soveel meer merkwaardig. En ook die mense wat hierdie wiele aan moes hou. Ek weet, dis baie mense wat baie meer weet van ons waans en praktiese dinge as ek. Maar wat my geweldig fascineer is die feit dat die band, die vertaalgedeelte om die houtwiel rek nader aan of hy vervorm. Dan moes hulle daardie ding in die tipe van 'n mini smitswinkel reg te maak met die koolvuur dat hy weer om die houtwiel pas. Want as hy nie op die regte manier om die houtwiel pas nie, dan tel die houtwiel skade op. En waar sou hulle dit kry? Dan die veelvuldige houtsoorte wat gebruik is, baie stinkhout, olienhout en blinkblaar wag 'n bietjie. En dan was die briekblokke van 'n ander hout meer vresige hout as die res van die baan. En dat daar was buitelanders gewees wat met groot waardering getuig het van byvoorbeeld die werk van Gerrit Maritz. En Gerrit Maritz se baans was nie alleen van puitgehalte nie, dit was ook baie mooi versier. Weesal in blou kleur gehad. Dan, ek het nou gespot oor die spoed, maar kom ons neem net Louis Trichardt as 'n voorbeeld. Hy het min of meer Mei, April maand 1835 het sy vertrek uit die omgewing van Cathcart. En toe het hulle tussen die Caledon en die Oranje rivier 'n staning gehad. Hy het toe in daardie stadium reeds was hy in die geselskap van Langhans van Rensburg. Tussen die Caledon en die Oranje staan hulle toe vir 6 maande. Die eerste nie, maar baie vroeg in Januarie steek hulle die Vaalrivier oor. En weet jy, hier teen die winter Dankie. Swem julle lekker? Goed, dames en heren, kom ons staan nader. Ons wil voortgaan met die program asseblief, as almal vir ons kan nader staan, kom koelte toe. Kom koelte toe. Goed, soos die mense nader beweeg, want ek weet julle aandag vestig op die liedjie wat ons nou gaan speel. Hy het so pas gespeel, maar ons speel vir julle die oorspronklike Nederlandse weergawe van die gelofte wat in 'n liedjie gedoen is. Soos almal nader beweeg, luister maar graag en lekker na die volgende liedjie. Yeah.
Dan, ons het nou gepraat met die voortrekker waar ons het gepraat oor die medisynekas. Wat van vuurkrag? Kinders, julle moet dat julle ouers vir julle verduidelik wat 'n omslagtige proses was dit om 'n voorlaaier te laai. Want dis al gebeure wat hulle gehad het, behalwe hier en daar 'n stoel vir 'n wonder. En van hoeveel faktore dit afhang het of jy 'n suksesvolle skoot gaan skiet al dan nie. Maar jy moes eers die kruit in die loop laat afgaan en dit vasstaan. En dan die loper, jou projektiel, jou koel, en dan moet jy die ook met 'n pet laat vasstaan. En dan kon jy skiet deurdat die vuurklip die kruit laat opbrand en dan gaan jy. En die voortrekkers was in staat, so sê hulle, om as alles reg verloop 4 sulke skote binne die bestek van 'n minuut te skiet. Daarom het hulle meer as een geweer gehad en het die handlangers en die vroue en groterige kinders gehelp met die laaiwerk en die aangee van die geweer. En dan die mees merkwaardige van alles is die vermoë van die voortrekkers om van die perde af te skiet. Hierdie laaiaksie uit te voer en van 'n perd af te skiet. Want soos ons net so praat oor Bloedrivier, die grootste skade is aangerig toe die hoërkommando 3 keer uitgegaan het in die laar uit en die Zulus in die Donga en veral in die Nkomo rivier doodgeskiet van die perd se rug. Dan was daar kanonne. Ek beperk my tot die kanonne wat by die slag van Bloedrivier was. Sommige bronne sê daar was 2, maar gesaghebende bronne sê daar was 3. Ons ken almal Grietjie. Nou Grietjie staan tans by die Voortrekker Monument in die Senotaafsaal, maar baie swerig met groot osselhaarwiele. By die slag van Bloedrivier het Grietjie eysterwiele gehad. Dan was daar 'n kanon met die mooi naam van Weeskind. Ek hoef nie uit te brei waarom daardie naam. En die het ook eysterwiele gehad. Dan was daar Andries Pretorius se persoonlike oud skeepskanon, Portugese skeepskanon. Party bronne noem hom Stelly, maar kom ons sê nou maar kanon sonder naam. Hy het gewone waarwiele aan hom gehad. En dit het gesorg, sê die belangrikste is, die eerste 2 kanonne kon so 500-600 meter skiet. Nou Stelletjie of die skeepskanon kon tussen 1000 en 2000 meter skiet, afhangende van hoe jy hom laai. Nou die groot probleem met Stelletjie is, hy het by die slag van Bloedrivier net 1 skoot afgevuur. En hy het die manier gehad, as hy skiet, dan slaan hy reg agteroor. So hy het vir die kanonier groter gevaar ingehou as die teikendoer ander. Maar daai een enkele skoot het 'n hengse verskil gemaak. Want op die Shogani heuwel het hy deur beskikking of toevallig
Maar hulle sê Pretorius het, toe hy sien hoe die beweging is van die tweede aanval van die Zulus, het hy gesê, draai die kanonne bietjie daarna. Die opperbevel van die Zulus, dit was glo 'n voltreffer, en dit het van hulle uitgewis, ander van hulle op vlug laat slag. So, dit was die wat van die groot trek. Kakebeenwa, medisyne, vuurkrag. Kom ons kyk net na twee slae, die twee groot bekendste slae. Vegkop, hoef nie lank daarby stil te staan. Maar ek weet ons ken Bloedrivier se besonderhede redelik goed. Maar Vegkop was eintlik in sekere opsigte meer merkwaardig. Die rede was die getalle verskil tussen die Matabele's van 5000 en die weerbare mans in die laar 40. Tweedens, Paul Creer was as 'n 10 of 11-jarige seun in die laar en hy het gehelp gewere aan. 3. Waar Bloedrivier deel was van 'n militêre operasie, was vroue en kinders by Vegkop binne die laar en hulle is beskerm met leer en skilde wat hulle in die hande kon kry. Een werk as 'n gade. Die vee en die perde moes hulle noodgedwonge vir beskerming van die vroue en kinders buite los. Die voortrekkers het dan geslaag om die Matabele aanval af te weer, maar met feitlik totale verlies van al die vee en perde. En die naderdraai was dat hier is die voortrekkers, vroue en kinders veral, strand in 'n see van vernietiging van, dit was Oktober 1836, van ontbindende lyke, later sonder melk, sonder kos, en toe die Baralong stap, wat ook gelei het onder die Matabele's, kon hulp verleen. Bloedrivier daarenteen was 'n militêre operasie. Die kan maar van weet van praat van die Weng-Kommando, onder leiding van Andries Pretorius en sy tweede bevel Karel Landman, was daarop uit om 'n beslissende slag te voer en die mag van Dingaan te breek en die dood van Retief en die Bloukrans benenmoorde op te breek. So hy het doelgerig met sy kommando van perde en ossewaans en kanonne gaan moeilikheid soek. Van die 14de en die 15de Desember het twee kommandos op die 14de en op die 15de. Die 15de onder leiding van Andries Pretorius. 'n groep perderuiters uitgegaan en gesien, maar die Zulu mag is besig om nader en nader te beweeg. Op die 15de was daar heethoofde in Pretorius se groep wat gesê het, kom ons vat hulle aan. En hy het gedagte aan wat by Italië gebeur het, gesê ons kan nie, die son is besig om te sak, hulle kan ons omsingel, en dan is die laar in gevaar, en ons gaan die slag verloor. So hy is terug, en intussen waarskynlik op Pretorius en sy adjudante se instruksies, het ene Rooi-Piet Wilma die laar opgestel, Nou, die laar wat opgestel het, het bestaan, soos jy goed weet, uit 64 waans, in 'n D-vormige kring, as het ware. Stel jy voor die omvang van 'n atletiekbaan, min of meer 400 meter, en die deursnit van ongeveer 75 meter. Dit is klein, dit is vrek klein. Midde in daardie laar was 464 trekkers, 3 Britte, wat hierdie ekskursie meegemaak het, en 300 swart mense, wat of touleiers was, of waardrywers, en hulle het ook die rol van agterryers vervul wat betref die perde. Hierdie mense het uiters, hierdie 300 swart mense, uiters belangrike rol gespeel, deurdat hulle moes die osse
en die pere in bedwang hou midde in hierdie gevegssituasie met die geweldige lawaai daaromheen. Want as daardie osse en pere sou uitbreek, so daar moes met groot kalmte en beslisheid gewerk word. Die sweepstokke met die lanterns was om daar 'n mate van lig te bied, sou daar 'n nagaanval volg. En die volgende, en dan was dit nog boonop mistig, daardie nag van die 15de, 16de. En groot was die verbasing, toe die mislig, so omstreeks 6:30 die oggend, en hulle sien maar hier is die Zulu mag, volgens een bron so ver as 100 tree vanaf die laag, aan die kant weliswaar van waar hulle die aanval verwag. En toe is daar geskied, telkens soos wat die aanvalle die stormlope gevolg het, elke stormloop voorafgegaan met dreunssang om te intimideer, ek wil amper sê destydse weergawe van die HK, en gelukkig het dit net so min gehelp as vir die HK deesdae. Maar daardie slae is afgeweer en toe die eerste uitbreek van die perde komando en van die aanvallers soos hulle op vlug slaan is in die Donga doodgeskiet van die perde se rug. En toe het daar 'n tweede aanslag gekom van dit was nou die linkerhoorn van die regterhoorn en hulle het van die bokant af oor die rivier probeer kom. En hulle is ook met relatiewe gemak afgeslaan. Weereens het Pretorius en sy manne uitgebreek met die perde en hulle doodgeskiet in die rivier en daar het die rivier dermate verkleur dat hy kom met die naam van Bloedrivier gekry. En die derde uitbreek van die perde komando was om hulle agterna te sit en hulle het in 'n noordoostelike rigting gevlug. En hulle sê dat baie van die Zulu-krygers wat nie dood is, maar wat gewond is tydens die slag self, het daar gesterf van hulle wonde en later het navorsers en waarnemers en reisigers bene daar opgetel en daardie vlakte het die naam Tambo gekry, die Zulu vir vlakte van bene. Goed, waar staan ons gelofte dag 2045? Ek het vir u gesê dat daar sekere ooreenkomste is. Ons het 'n regering wat in baie opsigte sy plig versag. Ons het diepe kommer oor die veiligheid van ons mense, veral op plase. En ons ervaar diskriminasie wat in wetgewing ingewet word, veral in die werksplek. Vraag is, hoe gemaak met hierdie situasie waarmee ons te kamp het. Natuurlik moet ons weer kyk na die bewoording en die inhoud van die gelofte, die dure gelofte, die kosbare gelofte, wat in 1838 afgelê is. En elke mens lees die Bybel op sy of haar manier. Maar daar is twee dinge wat vir my, as 'n gewone leser en nie as 'n geskiedkundige of 'n teoloog, net as 'n belangstellende en 'n trotse Afrikaner, opval, is die diepe erkenklikheid teenoor God, die diepe gevoel van geloof en afhanklikheid. Die ander aspek wat vir my uitstaan is dankbaarheid. Die trekkers het destyds onderneem om die dag as 'n dankdag te erken. Ek wil vir u sê, nie een van die twee dinge het verander. Ons staan nog steeds, ons hou nog vas aan ons geloofsvertroue. Die Here is nog met ons en die Here is nie altyd by ons wanneer dit goed gaan. U weet, Bloedrivier is gevolg deur die vestiging van die Republiek van Natalia, of gesê Nathaniel, allermins. En na 'n paar jaar in die slag by Kongwela en Boomplaats is die trekkers van Pretorius daar uitgedryf deur die Britte. Dis dit nou maar weer 'n geval van
voorbegin. Nie te lank nie, of hulle moet oor kan die Vaalrivier. Nou, daardie moeilike omstandighede, waar dit ook ekonomies baie sleg gegaan het met die boere. Die Here was ook daar. En toe kom die Sandrivier Konvensie van 1852 en die gebied noord van die Vaalrivier kry sy onafhanklikheid. Dit word erken en die Suid-Afrikaanse Republiek kom tot stand. 2 jaar later die Bloemfonteinse Konvensie en die Vrystaat as 'n vry republiek kom tot stand. Die Here was daar. En dan ken jy die geskiedenis van daarop verder. 1877 weer die Engelse. Transvaal word geannexeer, die Vrystaat bly daar om 5 jaar. 1899 die Tweede Vryheidsoorlog breek uit. Na die oorwinning in die Eerste Vryheidsoorlog. Vrystaat kom in die oorlog in en verloor in 1902 ook hulle vryheid. Die Here was daar op 31 Mei 1902 soos hy ook daar was op 31 Mei 1966. Ook op 6 September 1966. Die was in oumas te vertel het. En dit was, so weet ons, wat met 'n baie goeie skuurtjie humor gepaard gaan. Nou by die Erfenisstigting beywer ons vir die vestiging van huismuseums op die platteland. Ons bied ook aanlyn kursusse aan, sodat mense kan leer om in oorleg met plaaslike toerisme owerhede hierdie huismuseums te bemark en beskikbaar te hê wanneer plattelandse toerisme dan nou effek kry in daai omgewing. So, laat die verlede leef en moenie dat daardie verhale doodgaan. Dan net 'n laaste paragraafie oor Gerard Moerdijk, die ontwerper van hierdie mooi monument en die ontwerper van die Voortrekker monument. En ek wil dit ligter lyn sê, en ek ken Gerard Moerdijk se kleinseun, ook argitek, Gerard Vermeulen baie goed, ek sal dit voor hom ook sê. Ons kerk in Pretoria, die Ooskerk, daar oorkant Loftus, mag seker die naam Loftus hier noem. Ons kerkgebou staan daar ook deur Moerdijk ontwerp. En Gerard Moerdijk het pragtige, mooi, wonderlike dinge gedoen. Maar die Ooskerk se dak lek en ook die Voortrekker monument se dak lek. So, maar nie te min. Gerard Moerdijk, Leendert Moerdijk is gebore in 1890 en hy en sy ma en sy sibbe, sy broers en susters was aangehou in die Stangerton konsentrasiekamp. En ten spyte van die gevoelens wat hy daaromtrent moes gehad het oor die Engelse, het hy in Brittanje gaan studeer as argitek, het teruggekeer as 'n jong man gelogeer by Anton van Loo en sy vrou. En die wonderlike ding is, hierdie jong Gerard Moerdijk, argitek, was 'n absolute voorstander van 'n eie boustyl in Suid-Afrika. Hy het ook 'n boek geskryf oor die boerewoning geskryf en oor tipiese boere boustyl. Want jy moet weet, die argiteksberoep destyds was in die hande van die Engelse. En hulle het die werk gekry van die groot opdragte gekry van die Departement van Openbare Werke, wat in Engels georiënteerde regering se hande was. En toe was daar 'n vriendelike tweestryd tussen Gerard Moerdijk en Sir Herbert Baker, die ontwerper van die Uniegebou en ook lid van Lord Milner se sogenaamde kinderkampioen. En Gerard Moerdijk sy dogter Irma Vermeulen het by geleentheid vertel, sy was by toe haar pa na monument koppie gaan kyk het as 'n plek waar die monument opgerig gaan word, en hy het gesê, die monument sal op 'n hoër koppie wees as Myntjies kop waar die Uniegebou staan. So, Moerdijk versus Herbert Baker 1-0. En dan het hy 'n besondere belangstelling gehad in kerkontwerp. Sy kerkontwerpe het gestrek van die gereformeerde kerk in Kaapstad, in die hartjie van Kaapstad,
die NG Kerk in Dundee en Natal, Pestel, die NG Kerk daar, ek noem maar net 'n paar, die hervormde kerk in Kreersdorp, dan in Pretoria, natuurlik so gesê, Kuskerk, dan Marshallodorp, die van u wat van Pretoria se kant af Wildtuin toe ry, sien die pragtige Witkerk so op regterkant. In Louis Trichardt, daar's 'n baie mooi keurneefskildery van die kerk wat een van die stasiepanele is. En dan selfs in Kobabis en in die destydse Rhodesia in Salisbury. Hy het ook openbare opdragte gehad. Die Johannesburg stasie het hy ontwerp en dan soos die amptswoning destyds genoem is van die eerste minister Libertas. Hy het nou 'n ander naam. En Gerard Moerdijk het later ongelukkig Parkinsons ontwikkel en hy is dood in 1958 en begrawe op Modderpoort, sy plaas in die omgewing van Heilstroom. En hulle sê, dis omdat hy op daai plaas gebly het, dat hy Kranskop dikwels gesien het, en dat Kranskop, die ken het waar langs die snelweg na die noorde, dat dit die inspirasie was vir die Voortrekker monument. En as bewys dat hy sin vir humor gehad het, hy was getroud met Silva Piru, die suster van Oswald Piru, baie belangrike politieke figuur in ons verlede. En hy was baie goeie vriende met J.G. Strydom en met Dr. Malan. So hy was gewoond aan hoë geselskap. Maar sy pa het gekruis in Pretoria met 'n baie belangrike Afrikaner wat aangedring het op die titel sy edel. En toe is die woorde van hom gesê sy aandrang, die aandrang van sy edel op die titel honorabel bring 'n kinkel in sy kabel. Vriende, net ten besluite, soos wat ons nou praat, daar in Pretoria val die sonnestraal nou op die senotaaf en verknig, miskien tog die woorde ons vir jou Suid-Afrika. En ek dink, al het Suid-Afrika van 16 Desember 1949 verander in gedaante, na 16 Desember 2025 bly dit op ons land.